Goeiemôre, lekker middag vanaand. Ons is hier in die Emilie FM podcast studio om 'n bietjie te chat oor geluk en gelukkig wees in die moderne wêreld. Saam met my is Jessica. Hi almal. Ongelukkig nou ook nou nie in haar Emilie skooldrag nie, maar sy is ook hier so by Emilie. En ons gaan 'n bietjie chat vir World Happiness Day, die 20ste Maart, oor hoe mense in die moderne wêreld gelukkig kan wees. En dis 'n ding wat baie mense oor wonder en baie mense oor vra, want ons almal sukkel, maar dit is moeilik, almal is besig, geld is 'n probleem wat almal het, die ekonomie se gewig is op almal se skouers. Maar ons moet in daai moet mens gelukkig wees. Anders sal mens net nie kan aangaan so nie. So, kom ek vra nou maar vir jou eerste. Relatively speaking, seker nou maar. Is jy gelukkig? Ek is. Ek moet nogal sê daar's baie faktore hoekom ek gelukkig is, maar ek het eintlik eers vir jou 'n vraag. Kom ons begin by die begin. Nee, moet nou nie hierdie vraag op my dra nie. Nee. Okay. Ek het toe jy nou gepraat het ek nou gedink, noem as ek nou vir jou die vraag vra, moet jy vir my dadelik sê wat in jou kop aankom. My kop inkom. O, Ja. nee. Wat maak jou gelukkig? Wat maak my gelukkig? Moenie te intiem dink net soos dit moet een woord wees. As ek nou sommer net dink aan 'n ding wat ek doen wat my gelukkig maak. Ek hou van gitaar speel. Okay. As ek gitaar speel, is ek gelukkig. Dit lyk nie altyd so nie, want dan mis mens maar nooit en dan wil mens skielik kwaad wees vir die wêreld, maar as ek gitaar speel of ek is op 'n verhoog, dan is ek gelukkig. As jy op die Ja, verhoog is. ja, ek As dra jy myself redelik goed op 'n verhoog en dit is my lekker om te kan saam met mense musiek maak. Maar ek is ook baie gelukkig as ek net kan chill. Okay, kom ek gaan niks gou vir julle doen. iets vertel, nê, wat ek baie van Skalk like, soos regtig. Okay, so Skalk, ek ken hom nou net vir 2 weke al. Moet ons brys? Moet ek Luister, brys? ek is dus nou op Moet die nou nie my oomblik geheime happy. vertel nie. Nee, luister regtig. Dit verbaas my elke keer, veral as jy jou mond oopmaak en jy begin net praat. Skalk is 16 jaar oud. Nee. Hy was gehomeschool. High school. Kom ek check Luister, jy nou op luister. my history. Hy het laas jaar, is ek korrek? Ja. Laas jaar 2024 matriek Ja, geskryf. 2024. Ja, en you guys, ek gaan eendag my toekomstige kinders ook in homeschooling sit, soos die bra is soos baby slim. En dit maak my net so gelukkig, want ons is letterlik hoop vir 16-jariges en op, want my sissies, hulle is 16, beide van hulle, #Leon en Khalid. Maar dit bring vir my, dit is vir my net soveel lekker, want ons praat oor geluk, nee, en geluk is wat jy daarvan maak, en jy kies om gelukkig te wees, en dit wat jy gedoen het, en ek dink jy het actually nou 'n lekker lewe. Soos, Ja, jy gaan nie skool nie. Ja, ek moet sê daai besigheid het my Ek kan nog nie bestuur nie, maar Ja, nee, ek sê altyd daar's 'n verskil tussen kan nie en mag nie bestuur nie. Ek Ja. mag nie bestuur nie. maar hier by Emilie FM kan hy bestuur. Okay. So, kom ons flip dit bietjie agteruit. En ek dink ek weet wat die antwoord gaan wees en ek dink dis maar vir almal dieselfde. Was jy al ongelukkig? En ek bedoel nie net soos ongelukkig het jy toe ingestamp nie. Ek bedoel ons het almal al in ons lewe sekerlik 'n maand of 2 van bietjie donker tye gehad. Definitief. Ek was En- al ongelukkig. Ek dink op die punt is ons twee nie daar nie. Maar daar is altyd mense daar buite wat sukkel. Nou kan jy sê of is dit maar net hoe dit gevaar het, maar kan jy sê hoe jy daar uitgekom het of is dit maar net dit het maar net gebeur? Okay, ek is 23 en wat ek wel kan sê is Ek kan nie definitief dan tannie noem nie. nee, asseblief onder definitief my support system was definitief my familie. My ouma en oupa. Ja, ek dink regtig actually my support system. Soos ek kan nie vir julle, ek sê dit al hoeveel keer ek het dit vir my kerel ook al gesê.
daar is niks so sterker, of vir my, is wanneer jou familie of jou ouma en jou oupa vir jou bid nie. Jou ma en jou pa ook, maar veral 'n ouma en oupa, ek weet nie, hulle het al so lank pad gestap in die wêreld, in die lewe, en dit is, daar gebeur letterlik wonderwerke, as jou support system letterlik daar vir jou is, en vir jou bid, en ja, ek was al in 'n diep donker gat ook. So die mense om jou. Definitief. Okay, interessant. Soos jy. En ek glimlag. As jy wil glimlag, moet jy in die kamera in glimlag, daar aan die ander kant. Ek weet nie wat se kamera nou op my is nie, ek gaan vir al twee waai. Interessant. Ek het dit binne myself gekry. Ek het 'n support system gehad en hulle was daar vir my en ek was dankbaar daarvoor. Maar ek het op 'n punt vir myself gesê, dit sak om ongelukkig te wees, en toe ek uit my eie uit begin kyk, my geluk het ek begin kry toe ek begin stoicism en hierdie philosophies, lewensfilosofies, Taoism, net lewe nie so ernstig opneem nie. Mense is baie van die tyd bang wat mense van hulle dink, en om oor daai barrier te kom, was moeilik, want mense is so veral op ons ouderdom. En ja, mens moet, kyk op ons ouderdom, you have to keep up appearances, mens moet at least, ja, maar in daai philosophies, en begin net kyk na ander maniere om dieselfde goed te doen. Nie noodwendig, want mense dink altyd, as hulle gelukkig wil wees, dan moet hulle begin gym toe gaan, en dan sal hulle oor 'n jaar gelukkig wees, as hulle nou begin gesond eet en gym toe gaan, en al hierdie goed, en dis waar, dit sal long term, sal dit mens gesonder maak, maar mens moet daai gesondheid kan waardeer. As mens nie gelukkig kan wees sonder dit nie, dan sal mens nie gelukkig wees met dit nie. Dis maar soos daai ding, die grap van, ja, mense sê altyd, money can't buy happiness, but you can be sad in a big house. Ja, dit is actually baie waar. So dis interessant, die verskillende maniere van daaroor kom. En as jy nou ons sê altyd, as jy nou begin die kamera in sal loer, en jy sal vir die mense daar buite wil sê, hoe hulle kan, in jou opinie, en ons is baie nou mens experts op die, ons is net twee gelukkige mense. Dis al kwalifikasie wat ons het op die subject hierso. Maar as jy nou vir iemand daar buite sou sê, hoe om gelukkiger te wees, wat sou jy sê? Ek weet, is moeilik. Join Millie FM. Ja, so join Millie. Maar ek stem letterlik 100% saam met jou, soos letterlik is. Dit begin by jouself, dit doen regtig, want mense kan jou regtig so probeer gelukkig maak, en jokes maak, en jou uplift, en sulke goed, maar dis net jy wat dit kan toelaat, dat dit jou gaan beïnvloed. Letterlik, even soos 'n sad, 'n lelike comment, of wat ook al, net jy gaan beïnvloed of hoe daai ding jou gaan affekteer, jou mood en sulke goed. En dis rarig, ek het dit al hoeveel keer gesien, en ek het dit al voorheen ook gepraat met 'n vriendin, is soos letterlik, dit begin by jouself, selfversekerd, selfwaarde, selfliefde, dit is 'n ding. Dit is 'n regte ding. As mense my opinies vra, dan sê ek altyd, nee, wat dink jy daarvan? Hou jy daarvan? As mense my opinies vra, want really, dis waaroor dit gaan op die einde. Ons is almal so gefokus op wat ons almal anders dink, dat mens self kans gee om 'n opinie te hê nie. Mens lewe so almal anders opinies, mens dink, wat gaan hulle dink van my, of soos, ja. Ek dink is 'n opinie word baie van selfsprekend soos gebruik, want sodra jy jou opinie gee, dan word jy geklassifiseer as hang af hoe jou opinie uitgekom het. Ja, mense is baie van die tyd, en dis moeilik, want mense kry nie altyd eerlike opinies nie, want mense is bang hulle maak gevoelens seer, en dis verstaanbaar. Ons het almal al gehad, daai ding van iemand vra ons, lyk ek goed, en dan sit so baie mooi. Brilliant. Ja. Maar
mens weet eintlik en dis hoekom ek sê mens moet altyd eers myself vra wat mens dink. Voor mens vir ander mense vra. Mens moet versigtig wees om nie ander mense toe te laat om mense lewe te dictate nie, want dan as hulle sê mens moet ongelukkig wees, dan moet mens ongelukkig wees. En dan gaan mens ongelukkig wees. As mens nie mens eie besluite maak nie. Ek het eendag besluit ek gaan gelukkig wees. En ja, ek het dit reg gekry tot dusver, ons sal maar sien, maar dit gaan ook met wat jy met wat en met wie jy assosieer. Dit is regtig so. Dit is ook so, maar ek dink tog as mens baie meer uit myself uit dit kry, dan maak dit nie soveel saak nie. Ek kan in enige groep wat ek beland, kan ek gelukkig wees omdat ek gelukkig is. Dis nie die mense om my mense kan goeie mense of slegte mense om my sê. En dan kan mens besluit van daar af om gelukkig te wees of nie. Mens kan met goeie mense om mens kan mens ongelukkig wees. Dis hoe dit gaan. Weet jy wat is dit? Is alles 'n keuse. Dit is letterlik so. Ja, ek dink mense moenie so ernstig wees nie. Ek dink as ons almal bietjie minder ernstig kan wees, dan sal ons almal seker bietjie meer gelukkig kan wees. En definitief kleiner goedjies raak sien, want dis actually die kleiner goedjies wat soos letterlik 'n movie se Mooi gespeel. 'n movie se impak ook op wat maak, is dit nie? Dit is daai groet. Hallo, hoe gaan dit? Dis die een wat my altyd vang is en is iets baie belangrik om te onthou. En ek gaan vir julle sê probeer dit en let op as iemand dit gebruik op julle. Nou gebruik is nou 'n sterk woord, maar iemand dit toepas. Name. As mens iemand op die naam groet, dan kan dit regtig 'n groot invloed hê. So as jy byvoorbeeld môreoggend by die werk instap of whatever jy môre doen, en jy groet die mense om jou op die naam, dan kan mens sien, almal is gelukkig. Party mense het so lank lank hulle naam gehoor, hulle kyk sommer op om te hoor of hulle reg gehoor het. Dis baie so, waar. as jy môre in die kantoor inloop, môre Jessica. Net daai. En voel as iemand dit vir my sê, dan maak dit mens ook gelukkiger. Jy voel klein bietjie appreciate. Dis klein goed, dis waardering in hierdie lewe. Dit is definitief. So, ek dink het jy nog iets om te sê? Nee, ek is net so flippin happy en ek's 'n bietjie stresvol want ek het hierna nog 'n ietsie wat gaan kom. Hierna haar eerste interview en kyk hoe happy sy is. Ja, gaan dit ons gaan happy wees. Maar okay, ek dink daar's dit. Wees gelukkig. Moenie luister wat ander mense sê nie. Wees jy gelukkig met jouself.